Hallo julle, welkom by ons eerste take van Chat saam met Helgert en Jamai. Weet jy of ons 'n video of 'n podcast of wat ek wanna call it noem nie. Maar ja, ons gaan net so mekaar so een vraagie vra. Ons het vaguely idee wat die ander persoon gaan vra, maar ons mag glad nie prepared vir die ding nie. So die ander ding is, dis reël nommer 1, ander ding is, ons gaan dit definitief in Afrikaans doen, want sou ons in 'n bekleierery betrokke raak, ons kan nie in Engels beklei nie, so ons gaan dit in Afrikaans doen. En ja, so Jamai sê sy gaan eers te gaan en ja, ek hoop ek kan hierdie een reg kry. So shoot, wat jou vraag wat ek hoor? Okay, so baie mense wil graag weet hoekom whey protein, hoekom kan ons nie net al ons proteïene eet nie? Ek is nogals baie pro whole foods en natuurlike kosse. Hoekom kan ons nie al ons proteïene eet nie? Hoekom moet ons 'n whey protein gebruik? So ek dink ons albei is vir whole foods. Ons het nog al die jare wat ons training en so aan doen, sê ons altyd eet gaan nommer 1 wees, dit gaan altyd nommer 1 bly. So jy probeer altyd jou proteïen in eet, as ek dit so kan stel, maar dit raak moeilik. Dit is redelike groot amounts. As ons kyk na whatever jou goal is, byvoorbeeld, kom ons sê 'n lekker general guideline is dat jy, as jy kom ons sê 50 kilos weeg, jy probeer 1.5 gram per kilogram body weight se proteïene inkry. Kyk as na omtrent 75 gram se proteïen in 'n dag. Wat vir baie mense 3 groot hoenderborsies 'n dag klink nogals vir hulle 'n bietjie rof, en verstaan vir 'n 50 kg persoon is baie klein, so hulle sukkel baie om dit in te kry. So hulle sukkel om daai amounts in te kry. Dis waar 'n protein shake baie lekker inkom om daai ekstra proteïene bietjie aan te vul. So as ons nie by die daaglikse intake van proteïen kan inkom nie, dis hoekom ons protein shakes gebruik. Maar dit sal nooit 'n nommer 1 ding op jou lys wees, 'n protein shake. Eet altyd nommer 1. Antwoord dit jou. Dit doen verseker, wat ek wil bysit is, vir my is dit baie makliker om tussen kliënte 'n shake te drink as om te sit en 'n hoenderborsie te eet. Ja, exactly. Om my proteïen in te kry. Ek noem dit net by hoekom dit vir my lekker is en convenient is, want ook om jou proteïen in te kry raak moeilik en ons almal werk. So ja, ek dink ons sê dit nog altyd, soos veral in ons leefstyl, en ons baie mense wat verskillike besige leefstyle het, wat dokters, wat comserves is of so, daar's nie vreeslike tyd om te sit en eet nie. So om 'n vinnige shake in jou keel af te gooi, dit vat 30 sekondes en dis hoe ons proteïen inkry. So definitief dis ook om ons sê, as jy nie by daai amount van inkom in 'n dag, van ek kort soveel proteïen, ek kan nie dit eet nie, nevermind die amount daarvan, maar ook die tyd gebonde aan dit. Dis waar protein shake baie correct is. Okay. Kan ek nog iets vra? Ja, okay. Regarding protein. Dit is die vraag wat ek baie kry en ek dink soos hy verduidelik baie goed die protein konsep. Soos dit is nou al bewys dat genoeg protein is baie goed vir jou, maar soos hoekom so baie protein? Soos hoekom moet 'n mens so baie protein inneem? Ja, alles begin by protein. Alles werk. Hoe jou spiere function, en dis nommer 1, ek dink baie mense lewe ons soos onder 'n miskonsepsie van, okay, kom ons back bietjie, kom van 'n kant af en sê, baie van ons mense wil weight loss doen, maar weight loss en fat loss, verstaan ons moenie verskil daar ook hê of raak sien. Nou die groot ding is by, as jy 'n goeie spierfunksie het, 'n gesonde spier, brand vir ongelooflik baie kalorieë, in die sin van soos gestoorde vette en wat jy wil jy insit. Maar om jou spiere gesond te voed, het jy genoeg proteïen nodig, verstaan? So, dis hoekom ons proteïen altyd om 1 op die lys sit. Vir of jy wil spiermassa aansit, of jy wil gewig verloor, of wat ook al die case may be, proteïen gaan altyd nommer 1 wees. Nevermind, en dis nou in ons wêreld waar ons net praat van weight loss, weight gain, of whatever, toning, soos wat hulle sal sê. Proteïen gaan altyd nommer 1 wees, want die benefit daarin vir hierdie goed gaan oor spierfunksie, gaan proper wees as jy genoeg proteïen inkry, en dit gaan maak dat jy goals, even atlete met recovery en sulke goeders, ons kan aanhou praat hieroor, maar dis hoekom proteïen altyd nommer 1 vir ons op die lys sal wees. Okay. Want ons wil hê spiere moet reg funksioneer vir optimal performance. En dan het ek nog enetjie, en dan se klaar beloof. Ja, ek sê nie heeltyd die reëls breek. Okay. So, jy is baie spesifiek op watter proteïen ons moet en mag gebruik, ons kliënte en onsself. Soos daar's sekere proteïen, nie om enige brand se name maar jy's baie spesifiek op wat mag inwees en wat mag nie inwees. Jy kyk nie net na die proteïene, jy kyk na al die ander so
ek like nogal so 'n stukkie unicorn protein, maar jy soos nee, ons bly by die en die want dis die beste. Ek weet ek gaan jou nou vra oor unicorn protein. So ja, ongelukkig in die wêreld daar's soveel mense wat wegkom met hulle noem dit protein spiking wat sekere goed gaan insit in proteïene en sodat as hulle toets dan spike dit op die toetse en dit lyk soos ongelooflik baie proteïen, maar eintlik is dit nie. En dis hoekom ek en ek weet jy ook oor die jare is 'n verskriklik groot voorstander van Titan. Omdat wat hierin is of wat hulle sê is hierin is daarin. En jy kan gaan toets op jou eie, dit kos 'n paar rand om dit te toets, maar daar's soveel mense wat op hulle eie gaan toets want hulle glo nie wat dit is nie en dit het net presies so uitgekom so wat hulle sê op die label. So ek is baie spesifiek oor sulke goed om te gaan kyk en as jy bietjie soos gaan lees op die labels en goed en gramme bymekaar tel en sien somme maak nie nou sin nie. Verstaan? En ons almal gaan doen nie daai moet en ons almal is nie ingelig op die goeders nie. So ek verstaan dit ook. En dit is moeilik om iemand se vertroue te kry, verstaan om te sê ja, maar luister net vir my wat ek vir jou sê. En wat so ek verstaan dit ook, maar dis Mia ons hond as jy haar nie kan sien nie. Maar in elk geval sy eet ook baie proteïen. Maar ja, daar is baie redes en ek dink mense kan aangaan daaroor, maar die groot ding is as jy bietjie gaan navorsing doen kyk oor watse proteïene gebruik hulle en in hierdie blikke en soos hoeveel gebruik hulle. Baie blikke sê ook vir jou luister, ons het 'n blend van 6 tipes proteïene in en dit klink amazing, maar al wat hulle doen is en die gramme goed klink amazing, maar al wat hulle doen is byvoorbeeld hulle sit van jou ordentlike proteïene of dit wat die skoonste is, omtrent 10% van dit is opgemaak. Die res is goedkoop goed wat hulle bygesit het net om proteïene te kry. So jy kry dus proteïene, maar dit hang af ook verstaan ons elke persoon verskil en ek hanteer nie kom ons sê proteïen wat van melk of kom hanteer ek jy goed nie, maar jy kan dit hanteer. So as 'n blik nie vir my oordentlik kan sê wat daarin is nie, kyk as na gesondheidsissues daarna. En dis hoekom ek so half altyd is 'n sekere brands en ek wil stiek al by en weer eens nou maar Titan is nou maar 'n goeie voorbeeld. So ja, dis maar akkurat meneer as dit jou vraag antwoord. Jep. Kan ek nou vra? Jy mag. Yes. Okay. So ek het vir gesê ek gaan jou vaguely iets oor vra, maar hoekom kies jy bodybuilding bo ander sporte? Vir jou? So my persoonlikheid is baie ek hou van op my eie soos perform, ek hou van op my eie oefen, ek hou van op my eie soos ek wil teen myself compete. Dit is vir my baie lekker om daai mental aspek te doen. So mentally, physically en spiritually line hierdie op met wat ek wil hê. Ek hou van die uitdaging. Dit is nie net dit is weke se dissipline. Dit is maande se dissipline. Dit is in lyn met my goals en wie ek wil wees. En dit gaan nie vir my net oor dis lekker om vet te verloor en dis lekker om die changes te sien, maar die mental aspek daaraan en hoe 'n mens moet voorberei, soos is net crazy. Dis iets wat ek admire mense wat dit doen en dit challenge my verskriklik en ek weet ek antwoord ek reg. Dis vir my lekker, dis vir my lekker. Ek was nog nooit iemand wat gehou het van 'n balsport of soos jy nie. Soos ek hou van daai. Hou jy ander atlete dop en wat jy moontlik teen gaan compete en maak hulle jou dan nervous of maak hulle excited? Hoe voel jy as jy hulle dop hou? Ek ken nie regtig die mense wat teen my gaan compete nie, maar ek het al gaan kyk na ander atlete, soos ek hou van Laura Lee, maar sy is 'n Miss Olympian en soos dit inspireer my verskriklik. En soos iemand het my nou die dag gevra, hoe voel jy oor waar jy nou is? Dis ek weet ek sit my beste in, so waar ek nou is, weet ek het my beste gegee. Is jy waar jy wil wees? Ek is waar ek wil wees want ek sit alles in, 100%. Ek gaan terugkyk en ek gaan weet ek het alles ingesit. En ek het die beste coach. Hy prep my ook. Dis 'n huwelikstoets op sy eie. Maar dit is baie lekker want ek weet hy glo in my en ek weet hy hou my nie, ek joke. Hy hou my dop, maar ja. Nee, dis vir my net dis vir my baie spiritually, mentally, physically uitdagend. Dis insane.
Okay, nou so een ding op die ander atlete. Omdat dis 'n individual sport en die outcome van jou werk is nie eintlik in jou hande op die ou einde van die dag nie. Verstaan? Dis 'n ander mense wat na jou kyk en jou judge en so aan. Anders as soos 'n balsport wat seker goed invloed het of whatever endurance event, verstaan wat dit sal wie in jou hande is. So as jy weer eens net terug by die vorige vraag, as jy kyk na hierdie ander mense, kom ons sê jy weet van 'n girl wat teen jou gaan staan en kom 2 maande se tyd, sy gaan teen jou staan en sy sit workout video's op of jy sien hoe sy oefen of wat ook al. Beïnvloed dit jou in die sin van soos begin jy stres of wat ook al, of is jy net in 'n mindset van ek doen wat ek kan doen en ek doen tot die beste van my vermoë en daarna is dit soos it is what it is of wat's jou mindset? As jy my 'n jaar terug gevra het ek vir jou gesê ek kyk na almal en ek vergelyk my met almal en ek is nou bitterlik bang want ek het nou gesien hoe daai een lyk en dit is dit. Maar as jy my vandag vra is ek soos ek doen hierdie vir myself en ek doen dit vir jou en vir my besigheid en vir my ek het kompetisie maar ek het kompetisie met myself. Soos ek wil die beste Jamai wees wat daar is, maar nie net physically nie in dit wat ek nou insit, wil ek weet ek het alles ingesit ongeag wat die ander gedoen het. Soos dit het eintlik nie veel met my te doen nie. En dit is hoe ek my mindset wil hou vir die volgende 9 weke. Here we go. Okay. Nou sê ek uitvra. En ek gebruik Protein Titan. Titan protein. Soek jy 'n sponsor by hulle of Ek doen actually. anyway. Okay, dankie julle. Dit was ons eerste ek weet nie wat jy het wil. Mini podcast. Mini podcast. Mia. Wow. Mini podcast, Mia podcast, ek weet nie. Mia. Dis nie 'n spookie, dis honde wat hier loop by the way. Maar guys, dankie julle. Gaan jullie whenever weer doen en as julle enige vrae het by al mens, kontak ons, vra in die comments, ons kom terug. Ja, my is baie beter as ek al mee. So ons terugkom na julle toe. Lekker week. Bye.